Mensies, welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Vanaand is ons 200ste episode. Kan julle dit glo? Dankie dat julle luister, hoor. Sonder julle sou ons nie hier wees. Vanaand is dit nogal toepaslik dat ons 'n nuwe mensie aan julle voorstel. Ontmoet vir Mavis. Sy is een van daai, wat is die beste woord om te gebruik? Daai anderste mense van die wêreld. Daai wat die wêreld bietjie meer kleur gee en die meeste mense hulle kop laat skud en wonder, waar val die wesentjie nou weer uit? Mavis is soos min. Sy kyk na die wêreld met ander oë en sien daai goed raak wat ons normale mense, of is ons, nie raak sien nie. Jy weet, daai beweging uit die hoek van jou oog, maar as jy mooi kyk, is daar niks. Wel, of daai blurriness in die bos, en as jy nader gaan, is dit net die son op 'n blaar, en dan lag jy maar. Maar hier, in jou agterkop, is daar die gedagte wat bly hang. Hoe maak die son die oë so blou? Mavis sien ander dinge as sy omdraai en mooi kyk. Nie daai dinge wat in die donker wegkruip, soos vir Maz nie. Nee, daai dinge wat net anderse mense kan sien. Ek hoop julle gaan vir Mavis en haar verhale geniet. Laat weet ons, asseblief. Maar, hier is Mavis vir julle. Die avonture van Mavis Ferreira en Lodewikus die Brak. Episode 1. Die Hadidas was reg. As jy my vra hoe ek deur 'n portal beland het, saam met 'n man met goue oë, 'n pratende kat en my brak, sal ek sê, dis alles die Hadidas se skuld. Maar wag, kom ons begin aan die begin. Hi daar, my naam is Mavis Ferreira, en dis my eerste potgooi. Wag net gou, ek moet net eers druppels in my rooi oë gooi. Dis 'n allergie, ek beloof. Lodewikus klim af van die bed af. Ag ja, laat ek julle voorstel. Lodewikus is my hond, 'n brak, 'n volwaardige pavement special, 'n kruising tussen 'n pug en 'n cocker spaniel. Die pa was die spaniel. Moenie vra nie, ek verstaan dit self nie. Op hierdie oomblik vee hy sy boude, Lodewikus, aan my spierwit, eens spierwit, beddegoed af. Ek kan letterlik Spot the Animal speel met al die merke. Nou luister mooi. Ek is nie een van daai conspiracy theory mense nie. Glad nie. Ek dra nie kristalle in my bra nie, ek praat nie met die maan nie. Wel, soms. Maar, jong, ek moet dit vir iemand vertel. Ek bly op 'n klein dorpie in KwaZulu-Natal. Populasie 349. Miskien vir nou. Dis heerlik hier. Die strand is binne stapafstand. Alhoewel dit vir my en my chubby 50-jarige plus lyf hier 'n struggle as 'n stroll is. Ek sê nou die dag vir Lodewikus, 50 is nie oud nie man, die liggaam het nog net nie die WhatsApp gekry nie. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Ons is weer terug by Slaapstories vir groot mense. Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi, gooi vir ons 'n 5-sterretjie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so donasie is ook altyd welkom. Borge en skrywers, asseblief man, kom join ons. Stuur julle inligting aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. Ons soek stories, asseblief. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe asseblief mensies. Ons groei nou mooi en is amper by 'n lekker mylpaal op YouTube. Dit help baie as jy like en comment, want dan stoot die algoritmes vir ons na meer mense toe. En onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi inligting. Onthou ek asseblief om heel onder aan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons lief dit om van julle te hoor.
Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. En daar is vanaand 200 ou episodes advertensievry net vir julle genot. Julle, die mense hier. Hoe sê 'n mens dit nou polities korrek? Nee wat, hulle is net flippin' weird. Ek het al by die local pub probeer vra. Hulle kyk my aan asof ek op medikasie is en wil sommer groendakkie spel. So toe besluit ek gaan my storie vertel. En as niemand my wil glo nie, dan vertel ek dit vir julle hier op my pot gooi. Julle sal my glo, né? My heel eerste naweek hier besluit ek om 'n bietjie te gaan sightsee. Mens moet mos weet waar om brood en melk te koop. Ek stap toe al sukkelend hoofpad toe. Rooi soos 'n tamatie, sweet soos 'n marathonatleet. Ludovicus is toe al erg geïrriteerd, want hy moes elke paar meter vir my wag. Ek val by die bushalte neer en trek 'n asemteug wat voel soos 'n century. Dis toe ek hom sien. 'n Jong man sit 'n entjie weg en beloer my. Ek glimlag vir hom, seksie, skamerig, want ek weet hoe seksie ek nou lyk. Hy glimlag terug, meer bang as seksie, en staan toe sommer 'n paar tree verder weg. Ek tel vir Ludovicus op my skoot en loer straat op, straat af vir 'n taxi. Niks nie, net die vervrekte Adidas wat af en toe oor die pad gil. Die eerste note van my antwoord, iets baie lelik, verdwyn toe my oog weer op die jong man val. Nice birds, sê ek toe in Engels deliciously. Hy kyk verskrik rond, asof hy hulle nou eers hoor, en begin toe verwoed iets baie belangrik op sy foon lees. Toe sien ek dit. 'n Rooi kar ry stadig af in die straat. Vreemd, hier jaag mense gewoonlik asof Satan agter hulle aan is. Die jong man sien dit ook. Hy staan skielik nader aan my. En toe dink ek hoop nie hy soek protection nie, want vrek Gert weet ek het lanklaas 'n fight gewen. Laaste een was in 1989 en die muskiet het amper gewen. Ma'am, sê hy. Huh? Sê ek, baie stylvol. Ons moet gaan, sukkel hy in Afrikaans. Where? Vra ek hardop. Hulle kom. Daai koue gevoel, jy weet daai ene, asof iemand oor jou toekomstige graf loop, trek oor my rug. Hoe? Vra ek soos 'n uil wat bedags wakker skrik. Hy gryp my aan die arm en begin trek. Heftig. Hy's duidelik te maar, en ek, wel, ons het dit nou al bevestig. Ludovicus grom diep, sy oë pop uit. Wat gaan aan, wat dink jy doen jy? Bulder ek. Mevrou, ons moet wegkruip, in die bos, gou. Ek voel hoe ek rooi en wit word, rooi van woede, wit van vrees. Maar die vrees in daai goue oë, dit skop my in aksie. Ek spring die bosse in, Ludovicus styf teen my vasgeklem. En toe gebeur dit. En nee, ek het regtig niks gehad om te drink nie. Promise. Pinkie swear. Alles word wasig, mooi, soos na jou 3de glas wyn. 'n Warm hand trek my dieper in die wynwêreld in. En ek loop maar saam. Why not? Teen die 6de glas wyn voel alles mos altyd anders. Beter. Wat gaan aan? Vra ek. Later, sê hy in perfekte Afrikaans. Hy glimlag. Moenie worry nie, ons is veilig. Hulle mag nie deur die portal gaan nie. Julle? Net daar piep ek so bietjie in my panty. Portal. Wat 'n vrek, Gert. Alles lyk soos my dorpie, maar ook nie. Groener, mooier, en daai déjà vu gevoel. Julle, maar ek weet een ding verseker. Ek was nog nooit deur 'n portal nie. Nooit. Ever.
My naam is Bekkie Zizwe, sê die goue oë agter my. Maar noem my Bekkie. Mywis, fluister ek. Ludovicus grom en stel homself ook voor. Waar is ons, vra ek. Jy hoef nie te fluister nie, hulle kan ons nie hier hoor nie. Wat, wie, waar? Ek sak op 'n mosbedekte bankie neer. My vingers gly oor groenigheid wat voel soos jare. Kom, sê Bekkie. Ludovicus sê dis teetyd. Sy stert klits. Bekkie lag, wonderlik. En toe hoor ek die Adidas weer. Ver weg. Aan die ander kant. Hier is dit stil. Veilig. En toe dink ek, play along Mywis, dis al wat jy nou kan doen. Het jy gesê tee? Vra ek, want dit beter rooibos wees. Ek drink nie daai Engelse kak nie. Hy loop voor. Ludovicus volg. En ek volg maar ook. En wragtig waar hulle wag nie eers vir my nie. En toe sien ek dit. 'n babyblou strandhuisie, turquoise rame, wit blommetjies, 'n Garfield kat op die stoep. Die kat sê hallo. Ek dink is hallo. Kom, sê Bekkie. Ludovicus, wat katte haat, lekkie kat. Hy haat katte, sê ek. Hier nie, antwoord Bekkie. Binne is alles netjies, te netjies. Bly jy hier, vra ek sarkasties. As ek hier is? My ooghare trek op, my mond trek skeef. Ludovicus druk teen my been, hy weet, hier kom kak. Luister nou mooi, sê ek sag, maar gevaarlik. Jy begin nou verduidelik. Hy sukkel. Sy oë verander. Effens. Ek giggel. Onmoontlik, sê die vrou wat pas deur 'n bottel gestap het. Ek moes, sê hy. Anders. Wat bedoel jy? Vra ek sagter. Ek moes jou los vir hulle, maar ek kon nie. Jy ruik nice. Nice? Soos steak? Of Dove Roland? Misty Ocean, dink ek. Dankie sê ek, dis die Roland. Hy verstaan nie. Ek soek toe 'n uitgang. Dit moet hier wees. Tussen twee strelitsjas sien ek iets. Blurry, shimmering. Ek hardloop. Ek hoor Ludovicus blaf. Ek stuur hom 'n gedagte, kom of bly, jy kies. Toe voel ek 'n koue hand op my enkel. Ek val. Ek skop. Ek hoor 'n kreun. En toe voel ek iets teen my arm. Harder. Skurwer. Ek dink, frak Gert, hy eet my. Maar is die kat. Hy lek bloed uit 'n skraap en kyk my in die oë. Ons sal alles verduidelik, sê Garfield. Wees net rustig. En ek glo. Ja, ek weet, katte praat nie, maar ek voel veilig. Toe hoor ek Bekkie se stem weer. Sal jy nou asseblief inkom? En julle? Ek het dadelik geweet. Ek gaan hierdie besluit, elke oomblik meer regret. Nou ja, skakel weer in volgende week en dan vertel ek vir julle verder. Lekker slaap.